Maak die Bybels oop by Romeine hoofstuk 5. Maak die Bybels oop by Romeine hoofstuk 5. In my voorbereiding, soos menige leraars maar doen, ons lees baie bronne in ons voorbereiding en ek lees hierdie raak. Ek wil dit graag vir u aanhaal, is wel in Engels. Iemand skryf in die kommentaar: In his preface to the book of Romans, Luther, is Martin Luther called it the most important part of the New Testament and the very purest gospel. It can never be read or meditated on too much or too well. And the more it is handled, the more delightful it becomes, and the better it tastes. Het jy al beleef dat 'n boek, die Bybel, so raak soos iets wat jy nie kan uitput nie, jy nie kan moeg maak nie, dit word net beter en beter met die rykste en die beste smake wat daaruit kan kom, want dit verryk en verkoop. Dis hoe die hervormer Martin Luther oor die boek Romeine praat. Jy sal weet, in sy studies het hy as dosent lesings gegee oor Romeine, en een van sy diepste denke was oor hierdie boek. Ons lees vanaf vers 12. Hoofstuk 5 vanaf vers 12. Daarom, soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het, en deur die sonde die dood, en so die dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het. Want voor die wet was daar al sonde in die wêreld, maar sonde word nie toegereken as daar geen wet is nie. Tog het die dood geheers van Adam af tot op Moses, ook oor hulle wat nie gesondig het in die gelykheid van die oortreding van Adam nie, wat 'n voorbeeld is van hom wat sou kom. Maar dit is met die misdaad nie soos met die genadegawe nie, want as deur die misdaad van die een baie gesterf het, veel meer het die genade van God en die gawe deur die genade van een mens, Jesus Christus, vir baie oorvloedig geword. En nie soos deur een wat gesondig het is die gawe nie, want die oordeel was uit een tot veroordeling, maar die genadegawe is uit baie misdade tot vryspraak. Want as ten gevolge van die misdaad van die een die dood geheers het deur die een, veel meer sal hulle wat die oorvloed van die genade en van die gawe van die geregtigheid ontvang in die lewe heers deur die een, Jesus Christus. Daarom dan, net soos dit deur een misdaad vir alle mense die tot veroordeling gekom het, so ook is dit deur een daad van geregtigheid vir alle mense tot regverdigmaking van die lewe. Want soos deur die ongehoorsaamheid van die een mens baie tot sondaars gestel is, so sal ook deur die gehoorsaamheid van die een baie tot regverdiges gestel word. Maar die wet het daarby gekom, sodat die misdaad meer sou word, en waar die sonde meer geword het die genade nog meer oorvloedig geword, sodat soos die sonde geheers het in die dood, so ook die genade kan heers deur die geregtigheid tot die ewige lewe, deur Jesus Christus, ons Here. Ek hou aan die voor Heidelbergse Katekismus, Sondag 6, vraag en antwoord 16. Dit kom uit die tweede deel van die katekismus wat handel oor die verlossing. Die vraag wat gevra word is: waarom moet hy, dit is Christus, 'n ware en regverdige mens wees? Waarom moet hy 'n ware, waaragtige en regverdige mens wees? En die antwoord, omdat die regverdigheid van God eis dat die menslike natuur wat gesondig het, vir die sonde moet betaal,
en omdat 'n mens wat self sondaar is, nie vir ander kan betaal nie. Net om die vraag bietjie in te lei vanuit die katekismes, aangesien ons nie al die vrae hanteer het nie. In Sondag 5 is die vraag gevra, maar wie sou dan vir die sonde kan betaal? Want dis die vraag wat opgeduik het. Want ons kom agter, ons het 'n probleem, ons sonde is baie groot. Ons het 'n groot krisis. Vraag 13 het gevra, kan ons deur onsself voldoen? Kan ons dalk self 'n betaling maak? Antwoord was nee. Vraag 14 het gevra, kan daar ook ergens enige skepsel gevind word om namens ons te betaal? Kom ons soek by die mensdom, kry ons iemand wat kan betaal? Nee, ons kry niemand. Wat van 'n dier? Kan 'n dier vir ons betaal? Wel, die diere was reeds gebruik en hulle moes tydelik betaal, hulle moes elke keer weer betaal. So nee. Hoe 'n middelaar en verlosser moet ons dan soek, vra vraag 15? En die antwoord is, een wat waarlik regverdig mens is, maar ook sterker as al die skepsele kan wees. Waarom moet hy dan regverdig en waarlik mens wees? Is die vraag van die prediking. Dis die vraag van die prediking vir vandag. Romeine 5 werp vir ons lig op hierdie vraag. Hoedanige mens moet hy dan wees? Geliefdes in ons Here Jesus Christus, dink bietjie in die laaste week, dink dalk bietjie verder terug, die laaste 2 weke, dink terug aan die laaste maand. Hoeveel mense het u teëgekom wat u sou sê, waarlik, hierdie is 'n wonderlike mens. Ek sou vir altyd saam met hierdie mense wou wees. Kan nie kwaad word nie. Geen gebrek aan selfbeheersing nie. Asof uit die hemel. Wie het so iemand raak geloop? Dit is dalk onregverdig, miskien moet ek hier laat verder terugdink. Dink dalk 'n jaar terug. Dink dalk 2 jaar terug. Die van die wat al bietjie ouer is, dink terug so ver as wat jy kan onthou. Maar dominee, dis onregverdig. Jy kan nie sulke vrae vra nie. Wel, as ek vir iemand vra, in die lig van 'n evangelis wat in die FSA arbei, en in Kalifornië op die strand stap, en hy vra vir iemand, hoe dink jy? Is jy dalk 'n goeie mens? Is daar sonder uitsondering 'n ja op daardie vraag? Elkeen wat daar verbystap, glo hulle is goed. Is dit hoe ons ook voel? Op grond van wat baseer ons dit? Wanneer die apostel Paulus onder inspirasie van die Heilige Gees hierdie brief skrywe, het hy reeds hoofstuk 1 tot 3 vers 20 hanteer, en die uitsluitsel aan die einde van vers 20 is dat die wet ons wys wie ons werklik is. In Romeine 3 kom ons agter, daar is niemand wat goed is nie, daar is selfs nie een nie. Daar is niemand wat goed is nie. Daar is niemand wat nie gesondig het nie, daar is niemand wat nie oortree het nie. En as hy die woordjie daarom gebruik in vers 12, begin hy hierdie gedeelte, en hy sê vir ons, daarom soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het, deur die sonde die dood, en deur die dood het tot alle mense deurgedring. Dan hoor ons iets, deur een mens. Wie sou dit kon wees? Dis nie my skuld nie. Dis nie my skuld dat ons so is nie. Hoeveel kinders het al gesê, maar mamma, ek wou dit nie doen nie. Ek wou dit regtig nie doen nie. Of iemand wat sê, ek het nie bedoel om jou seer te maak nie. Maar hoekom het jy dan? Ons voel almal so verleë wanneer ons werklik iemand seer gemaak het. Wat ons wou nie. Dit was nie ons beplanning nie. Ons het gepraat en ons het net die verkeerde goed gesê. Ons het dalk op die verkeerde manier net reageer op wat gesê is.
Wat sê dit van my? Dit sê jy het nie die vermoë om te doen net wat jy wil en nog reg te doen volgens God se wil. Die skrif praat van in sonde ontvang en gebore. Met ander woorde, van babietjie af is ek wat ek reeds is, skuldig, sondig. Ek skreeu tot ek my kos kry, want dis al hoe ek in die lewe gaan bly. Is dit al? Weet jou moeder nie dat jy nodig het om te eet nie? Wel, ek is nie seker of hulle my gaan hoor nie. Wat sou 'n baba redeneer as dit enigstens moontlik was? Die gedrag is duidelik. Ons skree tot ons 'n reaksie kry. Later raak ons gewoond aan die reaksie en doen maar net so. Ons hoef nie lank te kyk na die mens om te verstaan, eie willigheid en 'n fokus op my is ons uitgangspunt nie. In ons egosentriese samelewing, egosentries my, ek, gesentreerde samelewing, is my wil, my gemak, my gerief. Hoor hierdie fokuspunt is my nogal belangrik. Iemand wat jou sou vra, het jy my Facebook profiel gesien? Het jy my nuwe plasing gevolg? Omdat ons so belangrik is dat ons plasings nogal geplaas moet word en gesien moet word. Ek is op reis. Het jy gesien waar ek geëet? My ete was gepubliseer. Dit sê iets oor ek. Dit sê iets oor my lewe, my prentjie, my verstaan. Ken jy my? Dis 'n fokuspunt. Daar's baie min plek vir ander as ek in die middel is. Navorsing toon, moderne navorsing toon, dat die opkoms van sosiale media en die fokus op die ek 'n al groter drywer geword het vir narcisme, wat eintlik 'n vloekwoord is vir baie. Narcisme beteken letterlik dat daar nie plek is vir 'n ander mens in jou lewe nie. Jy is die belangrikste in jou lewe. En daar's plek vir niemand. En jy word werklik eers 'n narcis as jy mense werklik begin wegdruk en sê, ek is belangrik en wys my troon is hoër. En my leefstyl wys dit. Toets dit in ons jonger geslag. Gaan toets die gedrag en vra, sien ons meer narciste? Of sien ons meer aan God georiënteerd, aan God verbind, nederig geskape, nederig geword, gee om vir ander gedrag, of eerder my as die fokus gedrag. Laaste illustrasie, ons lees in Filippense 3 van 'n man, jy sal hom herken, wat 'n getuigskrif gee van sy lewe. As iemand anders meen dat hy op die vlees kan vertrou, ek nog meer. Ek is besny op die 8ste dag, ek is immers 'n Israeliet. Ek is besny op die 8ste dag uit die geslag van Israel, uit die stam van Benjamin, 'n Hebreër, uit die Hebreërs. Wat die wet betref, 'n Fariseer, wat ywer betref, 'n vervolger van die gemeente, wat die geregtigheid in die wet betref, onberispelik. Dis 'n getuigskrif van die apostel Paulus. Onberispelik, grond van die wet, uit Benjamin, 'n Israeliet, op die 8ste dag besny, volgens die wet, 100%. Dan sê hy in vers 7, maar wat vir my wins was, dit het ek om Christus wil skade geag. Ek kon niks meer doen nie. En daarom vers 12 tot 14 is die fokus op hierdie saak. Wanneer die eerste mens op die aarde verskyn en God blaas lewe in sy neus,
asem. En hy leef en hy hoor in Genesis 2 vers 17, as jy van daardie boom eet, sal jy sekerlik sterwe. Dan het dit gebeur soos God gesê het. Ons word herinner aan die dood vanuit Adam. Eerstens, dat ons verhouding met God doods is. Ons sukkel om met hom in verhouding te staan. As hy hom nie met ons verbind het en tot ons in verhouding gestaan het nie, kon ons nie. Tweedens, nou staan daar, gebore en gesterf. En die graf te lê, die wêreld vol, want die dood het gekom as gevolg van Adam. Nou kan ons vra, maar wat nou? Ons kan onsself nie beter maak nie. Ons getuigskrifte is niks werd nie. Want hoe goed ons ook al probeer wees, ons kan nie ons sonde toestand wegvat nie. Ons kan nie ons sonde toestand wegvat nie. Vanaf vers 15 en verder kry ons die hoop. Maar wat nou? Katekismus vra maar, waarom moes hy waarlik mens wees? Waarom moes hy waarlik mens wees? Wat sê die skrif? Maar dit is met die misdaad nie soos met die genadegawe nie, want deur die misdaad van die een baie gesterf het, veel meer het die genade van God en die gawe deur die genade van die een mens, Jesus Christus, vir baie oorvloedig geword. En nie soos deur een wat gesondig het is die gawe nie, want die oordeel was uit een tot veroordeling, maar die genadegawe is uit die misdade tot vryspraak. Ons hoor teenstellings. Adam kom, bring sonde, bring 'n nageslag van leed. In die spoor van Adam, lees Genesis 3 vers 15. In die spoor van Adam moet daar hoop kom. En daar het. Paulus praat van, saam met Adam kom die probleem, ook die dood, tot in ewigheid. Maar in Christus, die een wat waarlik mens was, maar hoor mooi, in die twee prentjies wat ons in die skrif het, en daar's meer as die twee. Ons blaai na Genesis 22 en ons hoor van 'n man met die naam van Abraham, kinders, ken die verhaal. Ons hoor van 'n man met die naam van Abraham. Ons lees sy geskiedenis. Ons hoor hy sukkel om kinders te hê. Ons hoor hy kry een seun, maar hy's al oud. Waarskynlik sal dit sy laaste seun wees. Sy enigste kind. En hy moet hom gaan offer. Jy gaan offer nie jou kinders nie. Die Here sê gaan offer hom vir my. En hy klim die berg wat die Here aangewys het. Abraham bou die altaar. En Isak het al gevra, maar waar is die offer? En as daar 'n oomblik van doodmaak moet aanbreek, dan stop die Here vir Abraham. En 'n ram het vasgeraak in die bos. En daardie ram word die plaasvervangende offer in die plek van Isak. Wanneer ons in Egipte kom in Eksodus 12, is die groot krisis van die eersgeborenes op die kaart. Een lam word geslag, die bloed word gebruik om die plekke waar die Israeliete woon te merk. Met 'n bloedteken. En daardie bloedteken sou daardie nag verseker dat die lam het gesterf in die plek van die eersgeborene. En daar was lewe. Wanneer hierdie twee prentjies vir ons duidelik word, en hoor die woordeskat reeds in Eksodus 12, 'n lam sonder gebrek, Levitikus 1,
'n offer sonder gebrek is nodig, is nodig, is nodig. Adam kom en hy bring sy gebrek, sy sonde. Enige ander mens kom en ons wil graag help met ons sonde. Ons kan nie. Ons maak dit net erger. Dis asof ons die muur probeer was met modderhande en ons kry net nog modder terwyl ons was en ons was. En ma vra, wat maak jy? Jy mors net. Maar ma, ek probeer skoonmaak. Kan ek nie vir jou 'n skoon lap gee nie, seun? O, sal dit help? Ja, dit sal. Ons het nie 'n skoon lap in ons besit eers nie. Ons het die skoonste van lappe nodig. En ons het dit nie eers. En daarom wanneer die Seun van God in die prentjie kom in die plek van elkeen wat probeer het vooraf en dit nie kon regkry nie, is daar net een wat in ons plek kom staan. En dan toets ons hom aan die karakter, is hy waaragtig mens? Hy is. Ons bely, hy is gebore. Eerstens, hy is ontvang deur die Heilige Gees. Hy is ontvang deur die Heilige Gees. Van God gestuur. Goddelik. Dit is 'n groot vereiste. Gebore uit die maagde Maria, sonder sonde. Nie deur die toedoen van 'n man nie. Nie deur 'n mens wat reeds sonde in hom het nie. Deur God gegee. In die volheid van die tyd word hy gebore as mens. Hy huil. Hy eet. Hy drink. Hy word moeg. Hy word afgemat. Hy word kwaad. Hy word bly. Hy leef. Maar hoor hoe praat hy, sê sy disippels. Hoor hoe praat hy, sê die Fariseërs. Hy leer soos een wat niemand ken nie. Waar kry hy die kennis? Op 12-jarige ouderdom, waar kry hy die kennis? Wanneer hy die storm stil maak, word gesê, wie is hy, dat selfs wind en weer na hom luister? Wie is hy? Waarlik God. By Lazarus se graf huil hy, waarlik mens. Wanneer Pilatus se verhoor aanbreek, en hy sê, ek vind geen skuld in hierdie man nie, is Pilatus met die evangelisasie besig, wat ons nog nie besef het nie. Waarlik, ek vind geen skuld in hom nie. Daar's 'n moorder en 'n misdadiger. Waarom kan ek hom nie vir julle vrylaat nie? Hy verdien vryheid, want hy het niks gedoen nie. Hy het niks gedoen nie. Hy het niks gedoen nie. Hy's aan niks skuldig nie. Maar ons is. Israel het geskreeu, kruisig hom. Ander het daarna gesê, dis reg. Vandag nog word daar gesê, ons het hom nie nodig nie. Ons het hom nie nodig nie. Die karakter van die Israeliet in Jerusalem voor Pilatus verskil min van ons vandag. Ons kyk na hom asof hy maar net nog een was wat gekom het. En hy kan maar weer verbygaan ook. My lewe gaan aan, dis mos my lewe. En my sondige karakter is my oë dof en my verstaan van God se genade klein. Want saam met die sonde wat in hierdie wêreld gekom het, is my onvermoë. Hoor ons onvermoë. Romeine 7 vers 19. Want die goeie wat ek wil, doen ek nie. Maar die kwaad wat ek nie wil nie, dit doen ek. Die goeie
wat ek juis wil, dit doen ek nie. Maar die kwaad, dit kom net te maklik. Wanneer Jesus die Christus aan die kruis hang, en uitroep dit is volbring, weet ons wat het gebeur? Die rekeninge vanaf Adam tot op nou, maak 'n kluis vol wat niemand besit nie. Die rekeningstelsel wat die Here vir ons kan bied en sê, soveel het julle al gesondig, is 'n las wat ons nie eers kan meet nie. So groot is dit. So baie is dit. En wanneer die Seun van God in die volheid van die tyd kom, aan die kruis sterf, sê hy, ek het betaal, en ek het die rekeninge begin uitstuur. Ek het die rekeninge begin uitstuur. Het jy jou nou gekry? Wat staan in die rekening? Hoeveel moet ek betaal? Die rekening sê dis vereffen. Dis reeds betaal. Maar wie? Deur die Seun van God. Deur die Seun van God het hy betaal. Maar hoe kon hy betaal? Hy was waarlik mens. En deur die mens het die sonde in die wêreld gekom, deur die mens waaragtig mens en volmaak, is dit betaal. Daarom hoef jy nie te betaal nie. Dis die genade. Daar is die troos. Maar sal ek nie dan nou net agteroor sit en my lewe maar leef, en asof dit aan die saak maak nie, daaroor is Romeine 6 in die Bybel. Nee, stellig nie, sê die apostel. Hoekom sal ek nou agteroor sit en my lewe lei asof dit niks aan my gedoen het nie? Al wat dit wys, is dat ek nog nie die rekening ontvang het nie. Dat ek nog nie die rekening ontvang het en verstaan wat sê dit nie. Wanneer die Gees van God kragtig werk in u en my, en ek gaan aan asof niks gebeur het nie, het daar dalk nog niks gebeur nie. Ek is dalk soos daai seun wat afgegaan het, sy pa se goed deurgebring het en besef het ek moet huis toe gaan. Wanneer ek huis toe gaan, het iets gebeur. Wanneer ek huis toe gaan en hoor, het iets gebeur. Nie ek wat so goed is nie, want hy gaan huis toe sonder iets in sy sak. Hy het nie 'n sent om te betaal vir wat hy nou vra nie. En dis in daardie gesindheid wat ons nou verder leef. Here, ek kon niks gee nie. Wat kan ek nou gee? Wel, jou bates beteken nie veel, want dis my bates. Jou geld is bydien myne, so wat gaan jy vir my teruggee? Alles behoort aan die Here. Alles behoort aan die Here. Wat hy in my toevertrou, is bydien in sy hand. My geld kan ek gee vir sy saak, maar nie tot my verlossing nie. Ek kan dit maar betaal soos ek goed dink, maar waar die eer van God? As ek verstaan wat sy rekening beteken, is my dankbaarheid 'n antwoord wat baie antwoorde het baie toepassings. Ek kan opstaan in die oggend en verstaan, ek haal nog asem, dankie Here vir hierdie asem. Dinge wat regloop in my besigheid, dankie Here dat dit reg geloop het, want ek weet alles kan verkeerd gaan. Dankie dat U in beheer bly. Dankie dat my besigheid vandag nog oop is. Dankie dat ek nog vandag gesondheid het, om net vandag te kan doen. Dankie dat ek kan sien, kan hoor, kan voel, kan ervaar, U wat met my nog is. Ek weet, ek kan niks doen sonder dat U my lei nie. En ek het al hierdie planne gemaak, Here, maar ek weet nie waarheen om te gaan nie.
Gee my die geduld om te wag, om te vertrou dat U in beheer bly van môre, nie net vandag nie. En al kyk ek na die horisonne van hoe die wêreld lyk rondom my, weet ek, in Christus het ek hierdie volmaakte hoop. Een saak antwoord die katekismus duidelik en helder. Wie moet betaal? Hy wat die geld het. En net hy. Want as hy dit betaal het, is dit betaal. Daar is nie 'n surplus oor, of 'n rekening wat nog gedeeltelik moet vereffen word, soos 'n mediese fonds eis nie. Hy was waarlik regverdig. En daarom kon net Christus dit betaal. Al wat ek nou kan doen, is om te sê dankie dat dit betaal is. Dankie vir die las wat U van my skouers afhaal. Dankie dat ek nie elke dag nog iets moet doen om by te voeg by wat betaal is nie, want dit gaan vir 'n ander rekening. Nie vir verlossing nie. Vertrou op die Here dat sy genade genoeg is. En dat ons die pad kan stap dag vir dag lig. Nie met 'n straflas nog op ons nie, maar lig omdat hy ons dit moontlik maak om hierdie wêreld te kan betree as verloste op pad na die hemel. Dit is hoop. Prys die Here daarvoor. Amen. Ons dank saam. Almagtige en barmhartige God, wanneer ons kyk na die wêreld om ons, hoe dit geword het, en hoe dit is sedert daardie dag van Adam, regdeur tot nou, is die vraag, Here, is daar vir ons hoop? En dankie dat U die antwoord gee vanuit U woord. Dankie vir Christus. Dankie vir hoop in Hom wat dit voorsien het sonder enige surplusse wat betaal moet word, enige res wat betaal moet word, maar dat hy volledig vereffen het, elke liewe sent. Dankie dat ons U kan eer vir dit. Ons bid, Here, dat U ons aan U sal verbind, as die een wat ons losgekoop het, en dat ons U sal bly volg, en nie sal vasval in ons eie wêreld nie. Dankie daarvoor. Aan U kom toe die eer, die lof en die dank in Christus Jesus naam. Amen.